Môre al ons boeties en sissies in Jesus, baie welkom hier, baie welkom ook Johan daar agter die orgel, dankie dat jy vir ons uit te help vandag. Kom ons begin in ons loof die Here, as ons gaan saam sing uit Liedboek 159. God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. Ons gaan die 3 verse daarvan sing. God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte ter ere. Wie hom roem, wie hom noem, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lied verkondig, U is die bron van alle lewe. U is hier, U regeer, lei ons al ons dae na U welbehae. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. Uit die stof klink ons lof, Here God van vrede, hoor ook ons gebede. Dan vonk 174, waarvan ons die 3 verse gaan sing. Strome van seën uit die hemel gee God aan ons deur sy Gees. Strome van seën uit die hemel, gee God aan ons deur sy Gees. Hy skenk die wedergeboorte, maak van ons lewe 'n fees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot die eer. Strome van seën uit die hemel, kom van die Heilige
Hy wek geloof en bekering, dat ons sy kinders kan wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot die eer. Strome van seën uit die hemel, kom deur die werk van die Gees. Hy kom vernuwe ons denke, om meer gehoorsaam te wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot eer. Vonk 104, waarvan ons ook die 3 verse gaan sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig in gebed na hom te gaan. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig in gebed na hom te gaan. O, verbeer ons soms die vrede, kom ons in vertwyfeling, net omdat ons nie ons swaar kry, in gebed na hom toe bring. As versoeking en beproewing, of as hartseer oor ons kom, laat ons nooit mismoedig word nie, maar ons kommer bring na hom. Nêrens is 'n vriend getrouwer, hy wat van ons swaar kry weet. Jesus staan met ware deernis, altyd tot ons opgereed. As die sorge van die lewe, of bekommernis ons kwel, bly die Heer ons beste toevlug, alles kan ons hom vertel. Wanneer ander ons teleurstel, soek ons in gebed die Heer. Jesus troos ons met sy liefde, hy verstaan ons hart se seer. Dan gaan ons die gebed sing van Koos Doep.
Jy's reg, so Johan, hoor. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Draaipaadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke kamer net geleer. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Want ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Dan gaan ons vonk 159, die eerste en die tweede vers sing. Here, ons dink aan Afrika, land van helder son. Hier ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon, wag op God se woord, mense smagtend in hul nood, na die God van hoop, hoor ons smeekgebed, o Heer, Vader wat regeer, bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon. Sien Afrika, laat ons saam met vrede woon. Heer, ons bid vir Afrika, waar U ook regeer, raak die harde harte aan, om tot U te keer. Laat die koninkryk hier kom, en U wil geskied. Hoor ons pleit vir Afrika, Vader, as ons vra, bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier
woon. Seën Afrika, laat ons saam in vrede woon. Ons gaan ons voorsang afsluit met vonk 277, die eerste, tweede en die derde vers. U is die lig wat deur die donker skyn. Dryf die donker uit, skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die paaie neer. Ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Hartlike goeiemôre aan elkeen wat ook so vanoggend in die huis van die Here bymekaar gekom het. Ek wil hê daar waar ons sit, kom ons draai na mekaar toe en kom ons groet mekaar in die wonderlike naam van ons Here en ons Koning, Jesus Christus. Ek gaan vir ons ook 'n paar enkele afkondigings voorhou.
Die program vir vandag, deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. Daar is ook geen koffie en tee na die erediens nie. Lief en leed, ons sjokolade gaan vandag aan Tannie Atta deploy, Elsie deploy en Tannie Betty Pretorius. Ons moet net nie Elsie se chocolate vir haar broer gee nie. O, hy het dit klaar. Ek weet nie of dit by haar gaan uitkom nie. Ons dink simpatie en voorbeding, dink aan die volgende persone, oom Jaapie Taljaard, wat sy moeder oorlede is, sy skoonma, ek dink is sy skoonma oom Edward, sy ma wat oorlede is, ons dink in besonder aan hom, en Tannie Nicoline dis goed om vir Tannie te sien, wat aansterk na die operasie. Ons dink ook aan Tannie Estie Erasmus, wat ook aansterk by die huis, en oom Bani Stein, wat Dinsdag gaan vir 'n operasie, en almal wat siek is by die huis. Kantoor, kontakpersone, Tannie Ellie de Bruin, Tannie Hanna Groenewald, en dan ook vir my, indien iemand blomme in die kerk wil plaas met eredienste, kan u die kerkkantoor skakel. Datums om te onthou, kerkraad saamkuier is Saterdag die 14de Januarie. Die tyd sal net bevestig word, ek dink is 6:00 die aand, 3:00 die middag, nog beter, 3:00 die middag. Julle sal ook die kerk se bankbesonderhede agter op die blaadjie vind. Dit dan ook die afkondigings, ook 'n wonderlike geleentheid vanoggend wat ek het om 'n tweeling te doop. Maar daar waar ons sit, kom ons sit so en dan sing ons ook saam lied 518, voel jy soms of die Here te ver is. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met bassein en geskal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlag van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Wonderlik dat 'n mens dan ook 'n erediens so kan begin, dat ons weet dat in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Vers 14 wat dan ook sê, en die woord het aarde toe gekom, en mens geword, en onder ons kom woon.
Die seën van God wat ook die woord vir ons vanoggend kom openbaar en dit vir elkeen van ons moontlik gemaak het om hier dan ook saam te wees. Daarom kan ons in die erediens bymekaar kom en ons lof en ons aanbidding aan Hom bring. Ek groet julle in die naam van die Vader wat ons Skepper is, in die naam van die Seun wat ons Heer en ons Verlosser is, in die naam van die Heilige Gees wat ons lei en ons leer in die waarheid. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liefdevolle Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie vir hierdie blye môre wat U ook vir ons geskenk het. Here, dankie vir al die voorregte en die genade wat U aan ons kom openbaar, Here. Vir U liefde kom loof en kom prys ons U vanoggend. En soos wat ons ook vanoggend die erediens begin het, met die wete dat U van die begin af reeds daar was, dat U nou steeds is, en dat U tot in ewigheid sal wees. Mag U dit vir ons ook moontlik maak, om daardie ewigheid saam met U in te gaan. Here, seën ons in hierdie erediens, soos wat ons as gelowiges bymekaar gekom het. En seën my ook, dat ek nie deur my eie woorde sal praat nie, maar deur die leiding van die Heilige Gees en die Heilige Gees alleen. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Heer en ons Koning, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons staan en dan sing ons ook saam lied 292, My enigste troos. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van Hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van Hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek is ook baie bly om vir Maatjie te sien en bly dat jy herstel het. Baie welkom. Ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 1 vers 29 tot 34. Ek gee dan gerus ook vir elkeen 'n geleentheid om daarna toe te blaai.
Maar voordat ons ook saam lees, kom ons sluit die oë en kom ons bid saam. Liefdevolle Heer, Here, hoe wonderlik is dit nie om vanoggend in die gemeente bymekaar te kom en U woord te mag oopmaak nie. 'n Teksgedeelte in vanoggend wat U ook aan ons kom openbaar deur die boodskap wat U op my hart gedruk het. Soos wat ons die erediens begin het, weet ons, Here, dat hierdie woord wat ons vanoggend oopbreek ook U woorde is wat U met ons deel. Soos wat ons in verhouding met U staan, weet ons dat daar sekere goed is wat U wil hê ons moet doen en wat U wil hê ons moet weet. En daardeur, Here, kom dank ons U vanoggend dat wanneer ons hierdie skrif oopmaak, ons ook 'n belydenis doen. Dat U waarlik die woord is wat in die begin daar was. Die woord is wat self God is en die woord is wat mens geword het. Wat aarde toe gekom het en onder ons kom woon het. En ons daarin lei en ons daarin leer. Mag U ons as gemeente ook seën wanneer ons hierdie woord saam gaan lees. Open ons oë en open ons harte om ook ontvanklik te wees vir hierdie boodskap. Ek bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Johannes 1 vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig: Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: Die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God." Ek herhaal vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Wanneer daar ook in die skrif gepraat word van 'n lam, dan kry ons as gelowiges klaar die indruk dat daar 'n offer gemaak gaan word. Lam in 'n klein letter, weet ons dan ook dat dit 'n dier is wat geoffer gaan word. Soos wat ons in die kerk ook groot word, weet ons dat Jesus Christus waarlik die lam van God is. Ons getuig dit, ons bely dit. Ons hoor dit telke male hoe Jesus Christus waarlik die vlekkelose lam van God is. En ek vind myself met die voorbereiding van die diens, dat ek myself vra, maar ons weet dat 'n lam 'n offer is. Maar waarvoor word hy geoffer? Wat is die betekenis van 'n offer? En in my mensheid, daarin is ek eens gedrewe daartoe, dat dit is oor 'n skuldbelydenis. Dat dit gaan om my sonde te vergeef. Ek dink toe daarby, maar dit kan nie al wees waaroor 'n offer gemaak word nie.
Wat is die betekenis dan van hierdie offer wat gemaak word? Om 'n oorsig te kry van wat dit beteken om 'n offer te maak, gaan kyk ons ook vanoggend na wat Ben Fourie daaroor te sê het. Hy begin met hierdie teksgedeelte en hy maak 'n verduideliking en hy begin by Openbaring 5 vers 12. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lof te ontvang. Daardie vers alleen gee vir my hierdie blydskap dat ek weet dat as ons praat van Jesus Christus as die lam van God, sê ons hy is waardig om die heerlikheid, die lof en die eer te ontvang. Dit gee my so 'n glimlag op my gesig wanneer ek altyd 'n kerk sien wat vol is en mense wat bymekaar kom om die Here te loof en te prys. Want dan getuig ons tot in 'n mate dat hy die lam van God is. Dan getuig ons dat hy wat die lam van God is waardig is om my lof en my aanbidding te kry. Ek wat waarlik nie 'n wonderlike mens is nie, wat net 'n bietjie in die lewe ook kan gee. Ek wat Sondag na Sondag hiernatoe kom om oorgawe aan die Here te gee. My hele lewe vir hom neer te lê wanneer ek lof en aanbidding aan hom bring. Ben Fourie sê offerandes aan God is van die begin van die Bybel al aan ons bekend gemaak. En ek dink so by myself, waar is die eerste offer wat ons van hoor? En dit is in die begin by die eerste moord. Ons ken die geval van Kain en Abel. Ons weet dit. Ons ken dit van kinderdae af, maar as ons dit hoor, gaan dit net oor die eerste moord wat plaasgevind het in die woord van God. En ek dink by myself en ek staan skuldig, ek moes baie hard gedink het, maar waarom het hierdie moord plaasgevind? Hoekom het Kain so kwaad opgetree teenoor Abel? Wanneer ons dan ook daardie teksgedeelte gaan lees, kom ons agter maar dit gaan oor jaloesie. Dat God Abel se offer aanvaar het en Kain se nie. Daar is reeds die eerste voorbeeld van 'n offer wat in die Bybel gemaak word. Hy gaan verder en hy sê offers was bekend by bykans al die godsdienste van die antieke tyd. En weer eens vind ek myself skuldig daaraan dat ek dink dat dit uniek is aan ons as Christen gelowige mense. Maar hy sê dit is nie die waarheid nie. Hy sê dat hierdie offers wat gemaak is deur alle godsdienste van die antieke tyd ook gemaak is. En daarin ook wanneer hulle hierdie offer gemaak het, is dit om die guns van daardie God met 'n klein letter te wen. Dit maak my baie hartseer wanneer ek hierdie hoor dat hierdie mense offers gemaak het om hulle God se guns te wen. En ek dink by myself, maar wanneer ons 'n offer maak en as ek lees van 'n offer wat gemaak is, dan kan dit tog mos nie wees om God se guns te wen nie. Wat kan ek en julle vanoggend doen om die Here se guns te wen? Ek hoop julle stem saam met my. Dit hang nie van my af oor hoe goed die Here teenoor my is nie. Sy goedheid en guns hang nie van my af nie.
Maak nie saak wat ek doen nie, watter offers ek bring nie en hoe goed ek my lewe probeer leef nie. Die Here stort sy goedheid en sy guns uit soos wat hy dit bepaal. Ek dink in die besonder dan daaraan in 'n teksgedeelte soos Psalm 23 wat ons almal seker ter harte ken. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Wanneer Dawid skryf, net goedheid en guns gaan hom volg al die dae van sy lewe, is ek seker daarvan en ek is oortuig daarvan, hy dink nie aan al die offers wat hy moet bring, sodat goedheid en guns hom moet volg nie. Maar in die besonder fokus hy op God, wat daardie goedheid en daardie guns gee, soos wat hy ook sy liefde en sy genade vir elkeen van ons gee. Verder dink ek, wanneer ek dink aan 'n offer, dink ek aan Genesis 22, waar die Here vir Abraham gesê het om vir Isak te gaan offer. Ons ken daardie verhaal waar die Here vir hom vra om dit te doen, maar weet ons waarom Abraham gestuur was om die offer te maak? Abraham dan ook, wat sonder twyfel toe die Here dit vir hom gesê het, gegaan het, om vir Isak ook te offer. Ek dink so aan, wanneer ek hierdie verhaal hoor van Abraham en Isak, het iemand eendag gesê, Isak moes waarlik 'n tienerseun gewees het, want Abraham het nie 2 keer gedink om hom te gaan offer nie. Maar dit het nie daaroor gegaan nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan God. Dit is waarom Abraham dan ook hierdie offer wou maak aan die Here. Ek sê dit weer eens en baie mense stem nie saam daarmee nie, maar die hart waarmee ek 'n liefdeoffer gee, soos wat ons Sondag na Sondag die kollekte gee, dit gaan nie oor die geld wat in daardie bordjie gegooi word nie, maar die hart waarmee dit gedoen word. Dit gaan nie oor die feit dat Abraham vir Isak spesifiek moes gaan offer het nie, maar dit gaan oor die hart waarmee Abraham dit dan ook gedoen het. Sy gehoorsaamheid aan die Here. Is ek ook gehoorsaam aan die Here wanneer ek my geld daarin gee? Of dink ek, nee, ek kan nie hierdie geld gee nie, ek gaan bietjie minder ingee. Of ek nou R100 op 'n Sondag ingooi of 'n R1, die hart waarmee ek dit doen is die belangrikste. Of ek nou 'n R1 ingooi of ek niks ingooi nie, maar ek maak my hart oop vir die Here, is die belangrikste. In die Bybel was die eerste offers bedoel om dankie te sê. En dit breek vir my 'n wêreld oop vandag as ek weet dat dit is die rede waarom hierdie eerste offers gemaak was, om dankie te sê. Nie 'n skuldoffer wat gemaak word sodat sondes vergewe kan word nie, of sodat ek guns by 'n God kan wen nie, maar om dankie te sê. En wanneer ek dit hoor, dan weet ek dat elke keer as ons bid, is dit ook 'n offer wat ons vir die Here gee. Wanneer ons dankie sê. Maar soos wat ek in gesprekke met mense tree, en ek weet nie of julle ook al daardie gesprekke met mense gehad het nie, is godsdiens binne in 'n huis besig om dood te gaan. Dis besig om te sterf in ons generasie. Jy hoor nie meer van huisgodsdiens wat gehou word nie. Ek hoor nie meer van kinders wat die Bybel lees en bid voordat hulle gaan slaap nie.
Ek hoor ook nie meer van mense wat vir die Here in die oggend dankie sê dat hy vir hulle weer lewe geskenk het. Daarin staan ek self skuldig dat ek partykeer by die huis kom en ek sal môreoggend. Dit was 'n lang dag. Dan verslaap ek gewoonlik, dan moet ek gou-gou hardloop om klaar te maak, dan het ek weer vergeet. Maar hierdie offers wat die mense gemaak het in die Bybel is om dankie te sê. En ek en julle hoef nie eers meer daardie offers van diere te maak nie. Ons kan in gebed nader tot die Here en sê, Here, dankie vir alles wat U vir my gee. Dankie vir die genade wat U telke male, al sien ek dit nie eers nie, uitstort oor my lewe. Dankie vir al die seëninge wat U vir my gee. Ons sit in 'n gemeente met baie ou mense en ek dank die Here daarvoor want ek weet dit is genadejare wat julle saam met julle dra. Ons dink daaraan dat ons vanoggend die voorreg het om kinders te doop. En al is hulle jonk en al is hulle ook soos ek, dalk 'n jong mens, weet ek dat dit genadejare is wat die Here vir ons skenk. Maar waar is ons dankie? Gaan ons nou maar net met ons lewe aan en vat alles as vanselfsprekend en weet ek sal eendag sal ek vir die Here dankie sê. Of daar moet eers iets groots gebeur. Ek moet eers iets wen, dan sal ek dankie sê. Dalk dankie sê. Toe hierdie mense hierdie offers gemaak het, in die begin was dit om vir die Here lof en aanbidding te bring en vir hom te sê dankie. Dit is waarom Kain en Abel ook hulle offer gegee het. Nie om guns te wen nie, maar om dankie te sê. Ander dankoffers wat dan ook in die Bybel meegebring word, is dankoffers, lofoffers, offers wat by 'n gelofte plaasvind. En dan ook vrywillige offers na 'n goeie oes. Weereens, wanneer ons praat oor die vrywillige offers wat gegee word, gaan dit oor die hart waarmee dit gedoen word. Ons word baie keer in ons lewe geseën met sekere goed in die lewe en daardeur is dit uit die Here se hand uit. Hoe anders kan ons dan nie as om dankie te sê nie? Hoe anders kan ons nie as om vanoggend hier te sit en te weet dat al hierdie goed wat ek in my lewe al gekry het, hierdie seëninge wat ek kan tel en my hande is te min daarvoor. Hoe swak is dit nie van my om nooit dankie te sê daarvoor? Want ek staan skuldig. Ek het hard gewerk om dit te kry wat ek wil hê. Ja, Willie, jy het hard gewerk, maar dit is die Here wat vir jou die voorreg gegee het om so hard te kan werk. Ek het nie die Here nodig nie, dis my lewe. Ek kan lewe soos wat ek wil. Regtig. My lewe. Wie het dit vir jou geskenk? Wie het dit vir jou gegee? Die Here gee vir ons die mooiste goed in die lewe. Al wat ons kan doen is om dankie te sê. Om ons lof en ons aanbidding vir hom te bring. En weer eens staan ek skuldig, nie net op 'n Sondag. Nie net 'n Sondag Christen
te wees nie. Wat interessant is oor hierdie sondeoffers, en ons weet dat hierdie sondeoffers gebring was om vergifnis ook by die Here te kry, is dit interessant dat dit eers later in die Bybel voorgekom het. Sondeoffers en skuldoffers is eers volledig opgeteken in Levitikus 4 en Levitikus 5. In teenstelling met ander godsdienste waar offers gebring is om God tevrede te stel, word offers in die Bybelse tyd en selfs vir ons nog steeds op toepassing vandag, word offers gebring om die verhouding te herstel tussen God en mens. En daarby kry ek weer 'n glimlag op my gesig, wanneer ek weet dat as ons Sondag as 'n gemeente bymekaar kom en ons die wet lees en ons weet ons staan skuldig voor die wet, ons 'n skuldbelydenis kan doen. Want wanneer ons hierdie skuldbelydenis doen, herstel ons die verhouding tussen ons en God. Ek doen nie 'n sondebelydenis om te dink, ja, ek sal dit na kerk, sal ek maar weer gaan Sondag. Ek kan weer 'n belydenis volgende week en Sondag maak nie. Ek doen nie 'n skuldbelydenis om te sê ek gaan dalk in die week iewers weer Sondag nie. Wanneer ek my skuld voor die Here kom neerlê, doen ek dit en ek vra vir die Here om my te help om nie weer te sondig nie. Om van myself en van daardie sonde te sterf. Johannes kom in hierdie teksgedeelte en hy begin en is 'n getuienis eintlik wat hy doen en hy sê dit is die seun van God. Dit is die lam van God. Verder in die teksgedeelte kry ons hierdie hele verduideliking van hoe Johannes tot die besef gekom het dat hierdie waarlik die lam van God is. Wanneer 'n offer gemaak word, is dit dan ook om die verhouding te herstel tussen God en mens. En dan begin dit vir my sin te maak as ons sê dat Jesus Christus die lam van God is. Want wat het Christus kom doen? Hy het nie net ons sonde weggevat nie, maar hy het die ewige lewe vir ons moontlik kom maak. Ons weet by die sondeval in die tuin van Eden, voor dit het die Here saam met Eva en Adam gewandel. En na die sondeval plaasgevind het daar 'n skeiding gekom. En Jesus Christus het gekom om daardie skeiding te breek. Met die offer wat vir ons gebring is. Die lam van God. Ons sing dit, ons getuig dit en ons bely dit, ons lees dit in die woord, dat Jesus Christus die middelaar is tussen die mens en God. Dit maak nou vir my sin, dat hy die middelaar is, want hy het gekom om die verhouding te herstel. Johannes gaan verder en sê dat die lam die sondes van die wêreld wegneem. Ons sondes is van ons af weggeneem. En die prys is een keer en volmaak betaal. Dit is nie iets wat aanhoudend gedoen moet word nie. Soos wat ons as mense offers aan die Here bring, ons lofliedere aan die Here bring, is dit 'n prys wat een keer betaal is en dit is volmaak. 'n Offer wat een keer gebring is en nooit weer gemaak hoef te word nie. Johannes sê hy is deur God geroep om te doop met water.
Maar dit is die lam wat doop met die Heilige Gees. Wonderlik in hierdie teksgedeelte lees ons ook dat die Gees van God oor Jesus Christus gekom het en by hom gebly het. Dat Jesus Christus die een is wat met die Heilige Gees doop. Dit breek vir my ook 'n wêreld oop wanneer ek dit in hierdie lig sien, maar hierdie Gees wat op Jesus gedaal het en wat by hom gebly het, is dieselfde Gees wat hy uitgestuur het om nou by ons te wees toe hy opgevaar het na die hemel en hy sit ook aan die regterhand van God. Wonderlik hoe so baie goed in hierdie een teksgedeelte geopenbaar kan word, verstaan kan word. Ek kon eenvoudig vanoggend hier kom staan het en gepraat het van die lam van God en hoe wonderlik die lam is en dat hy waarlik die vlekkelose lam is wat gekom het om te betaal vir al my sondes en al my swakhede. Wat gekom het om vir my vanoggend ook die ewige lewe moontlik te maak. Maar as ek nie vanoggend gekom het en verduidelik het wat 'n offer is nie, hoe sou ons geweet het wat dit beteken as ons sê dat Jesus Christus die lam van God is? Dat Jesus Christus 'n offer is wat gemaak is om ook die verhouding te herstel tussen ons en God die Vader. Ons kan praat oor hoe goed God is en wat hy alles vir ons doen, want dit is die waarheid. Maar om dieper daarin te gaan, gee vir ons die ware besef van wat Jesus Christus kom doen het. Ons het vanoggend weer die wonderlike voorreg om te doop en Johannes sê ook, ek kom en doop met water. Maar hy kom en doop met die Heilige Gees. Die mens is maar 'n wonderlike ding, want ons kan oor enigiets stry en beklei. En ons beklei oor die doop met die water verskriklik baie in die kerke deesdae. Ons beklei oor hoeveel water moet gebruik word. Moet die water gegiet word of moet die water besprinkel word of moet ek sommer heeltemal onder die water ingaan? Ek dink as ek dit reg onthou, is daar 11 mense of 14, ek is nie seker van die getal nie, wat nou onlangs in die Jukskei oorlede is as gevolg van 'n doop wat daar plaasgevind het. Dan begin ons te vra, maar moet ons in 'n kerk gedoop word of kan ons in 'n rivier gedoop word? En ek dink by myself, mens, waarom is ons so, ek wil sê dom? Want waaroor gaan dit? Dit gaan nie vanoggend oor die water wat in daardie doopfont is nie. Maar die gebruik van die sakrament om te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek gebruik dit baie as 'n voorbeeld. As ek in 'n woestyn was en daar was 'n druppel water en iemand kom tot geloof in ons Heer en ons Hemelse Vader en hulle vra dat ek hulle moet doop, dan kan ek sekerlik daai druppel water gebruik. Maar as ek nie die doop doen in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, dan moet ek nie doop nie. Ons kan stry en ons kan beklei oor die doop soveel soos wat ons wil. Maar Johannes dan ook vanoggend wat vir ons die voorbeeld kom stel
van Jesus Christus wat doop met die Heilige Gees. En dit is die belangrikste doop. Dat ons die Gees oor ons sal kry. Dat die Gees met ons sal wandel. Ons weet in die Bybel is daar ook baie voorbeelde van mense wat eers met die water gedoop is en later met die Heilige Gees. En dan kry ons ook gevalle van mense wat nie gedoop is toe hulle klein is nie, en eers in 'n verhouding met God gekom het, en daar het die Heilige Gees oor hulle gekom en hulle is gedoop met die Heilige Gees, en toe vind die doop met die water plaas. Die doop met die Heilige Gees is die belangrikste, want dis Jesus Christus self wat dit doen. Die doop met die water is die belangrikste wanneer dit gedoen word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is dan ook vir my vanoggend 'n wonderlike voorreg om 'n tweeling te kan doop. Toe ek en Louis vir die eerste keer gepraat het, toe stel hy hom voor as die ou in die gemeente met die baie kinders. Maar ek dink daarby ook twee mense wat wonderlik geseën is met baie kinders. Dit wat die Here vir ons gegee het, en die mooi daarvan, dat dit vanoggend ook 'n tweeling is. Weet net dat dit nie 'n straf is nie, en maak nie saak wat mense sê oor hoe baie kinders dit is nie. Dit is 'n seëning uit die hand van die Here. Ons weet dan ook, in die Bybel was daar ook 'n tweeling gewees, en daarom net ook 'n bietjie van hulle ook noem, is Esau en Jakob. En hoe wonderlik vanoggend dat ons nie ook dit kan aanskou dat daar 'n tweeling gedoop word nie. Voordat ek julle ook na vorentoe gaan roep, is daar 'n klein stukkie wat geskryf is van wat 'n dogtertjie is en waaruit sy gemaak word. In hierdie geval, waaruit die dogtertjies gemaak word. Dogtertjies is gemaak van suiker en kruitjies, kolfyntjies en kruite, vlinders en balletskoene, tutus en kousies, poniesterte en polkadots, speel en blomme. Maar die belangrikste, 'n leeftyd vol liefde. Mag hulle band sterk wees en gloei van liefde. Ek gaan ook nou vra vir Louis en Melissa om na vorentoe te kom. Ja, dat is 100%. Ek hou so baie daarvan as mense saam met my staan in die erediens, so hierdie gaan baie lank wees. ek spot sommer maar net. Die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word,
veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis, dit moet ook gebeur, in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevare en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar die kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Nou voordat ek vra dat die kinders ingebring word, gaan ek vra dat ons as gemeente ook die liedjie saam met julle sing. My God is so groot, so sterk en so magtig, en dit sing ons 2 keer. Julle kan na die gemeente toe draai as julle wil. God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Dis so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die riviere doorkry, die riviere doorbui, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die kinders mag nou ingebring word. Julle mag weer na my toe draai. By die doop ook 4 vrae in die besonder wat die ouers moet antwoord. Na die 4 vrae sal ek julle ook verlig en daarna te beweeg. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Wat is julle antwoord? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is,
en in die kerk hier geleer word die ware en volkomme leer van verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Daarby ook kan ek nou afbeweeg en kan ons nader beweeg aan die doopvond. Hallo sussie. Kyk hierdie oom met die baard, dis verskriklik, hè? Dis verskriklik, hè? Voel die watertjies. Voel jy so? Is dit lekker? Is dit nie so lekker nie? Nie so lekker nie. Maar ek gaan net vra dat jy haar so onder toe hou. Ja, dit maak so 100%. Lumey Sandra Oosthuizen. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, Here, dankie vir die lewe van klein Lumey. Here, dankie dat sy ook die wonderlike voorreg het om vandag die uiterlike teken van die verbond te ontvang. Dat sy ook vandag voor hierdie gemeente as lidmaat, as dooplidmaat hier kan wees. Here, seën haar lewe, lei haar en bewaar haar, dat sy in hierdie lewe ook volkome aan U verbind sal wees. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Is jy ook 'n koorsinger? Gaan ons uitvind. Gaan ons uitvind. Wil jy eers die watertjies voel? O, jette. O. Is dit koud, hè? Is baie koud. Magdalene Alana Oosthuizen. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, Here, dankie vir die lewe van klein Magdalene. Here, dankie dat sy ook vandag hier voor die gemeente gedoop kan word, dat sy die uiterlike teken van die verbond ontvang. Mag U haar lei en mag U haar seën in hierdie lewe, dat alles wat sy doen ook tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Julle kan weer daar voor staan. As gemeente is ons ook in die bevoorregte posisie om vandag die getuienis te wees van die tweeling wat gedoop is. Daarom gaan ek vra dat ons as gemeente sal staan en dat ons ook die seën oor hulle sal uitspreek. Julle kan weer na die gemeente toe draai. Laat hierdie seën opdaag, U guns uit Sion bestraal, U wat beveel en dit geskied. Wil hierdie seën oor al gebied. Julle mag maar weer gaan sit. Julle mag maar weer gaan sit, dankie. Ekskuus, julle mag nog nie gaan sit nie.
So pragtig ook dat hierdie tweeling die ewebeeld van mamma en pappa is, met die een met die donker hare en die ander een met die ligte hare. Voordat ons ook voortgaan met die kollekte, kom ons as gemeente sluit ons so. Liefdevolle drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie in die besonder dat ons vanoggend getuies kon wees van 'n doop. Dat ons as gemeente ook weet dat ons daarin 'n plig het in die onderrig en die leefwyse van die tweeling. Help vir Louis en vir Melissa ook, Here, in die taak waarmee U hulle toegerus het, dat hulle ook dit sal doen tot die beste van hulle vermoë en tot eer en verheerliking van U naam. Here, dankie dat ons in besonder ook vandag 'n teksgedeelte kon gelees het wat getuig dat U die lam van God is. Here, dat ons kan weet dat ons ook nou die ewige lewe mag beerwe, want die groot prys is reeds betaal. Al het ons nie baie om te offer nie, Here. Kom offer ons hele lewe en kom offer ons vanoggend 'n dankgebed. Dankie vir al die seëninge wat U vir ons gee. Dankie vir al die liefde en al die genade. Mag U ons lei en mag U ons leer in die waarheid waarin U ons al reeds geleer het. En mag ons ook dit ter harte neem en gaan uitleef in die wêreld daar buite. Seën ook die verrigting wat hierna gaan plaasvind, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ek gee nou 'n geleentheid vir die kollekte om opgeneem te word. Kom ons staan en dan sluit ons ook af met lied 396. Aanskou die heiland, sien die kruis. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag verguis. Vir my het hy hom daar laat hang. Hy leef, hy sterf en
liefde so volmaak en vry. Eis alles van my. Ontvang ook die seën uit Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, in Christus Jesus. Amen. 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 Van seën uit die hemel, gee God aan ons deur sy Gees. Hy skenk die wedergeboorte, maak van ons lewe 'n fees. Strome van seën, gee dit in oorvloed, o Heer, dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot die eer.